Môre, dis Sondag die 24 Augustus en ons is vandag by die laaste dag van ons 3-dag reeks. Maandag het ons gekyk na wanneer het God oorspronklik die aarde geskep en Dinsdag na wanneer het Satan geval. En nou vandag sluit ons af met wanneer het die dinosourusse regtig gelewe. Nou kom ons begin in Genesis 1 vers 21. En God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, wat die water se menigte voortgebring het, elkeen na sy soort, en al die gevleelde voëls na hulle soort, en God het gesien dat dit goed was. Nou die Hebreëse woord wat hier gebruik word is tanninim, die meervoud van tannin. Dit beteken groot seemonsters of drake. Van die begin af wys die Bybel dat God reuse wesens geskaap het. Nou blaai ons na Job 40 vanaf vers 10. Kyk na die behemoth wat ek gemaak het saam met jou. Hy eet gras soos 'n bees. Die naam hier is behemoth. Dit beteken groot dier. Dis geen gewone dier nie. Beslis nie 'n seekoei of 'n olifant nie. 'n Stert soos 'n sederboom, bene soos yster en 'n liggaam soos koperpype. Dit is iets massief. Job het dit geken. Hy het dit gesien. En dan lees ons in Job 41 van nog 'n wese. Kan jy die Leviathan met 'n vishoek uittrek of sy tong met 'n tou laat sak? Hierdie wese word genoem Leviathan. Dit beteken die gedraaide een of 'n seemonster. Weereens, nie 'n krokodil nie. God wys vir Job dat Leviathan so verskriklik en magtig was dat geen mens dit kon hanteer nie. En die punt is, as niemand Leviathan kan trotseer nie, hoeveel meer moet ons nie die Here vrees wat hom gemaak het nie? So dink hieroor saam met my. Die Bybel gebruik nie die moderne woord dinosourusse nie. Dit is eers in die 1800s geskep, maar die Bybel beskryf wel reuse wesens, behemoth, Leviathan en die tannin. Job het hulle geken, hy het hulle gesien. Hulle was nie mites van miljoene jare terug nie. Hulle het na die vloed saam met mense geleef. Maar hier is die groter waarheid. As God mag gehad het oor behemoths en Leviathans en die tannin, het hy beslis mag oor die reuse in jou lewe ook. Jou dinosaurus vandag mag dalk nie 'n dier wees nie. Dit kan vrees wees, of skuld, of siekte, of sondes. Maar hier is die goeie nuus. Jesus is Here oor dit alles. In Kolossense 1 vers 16 staan daar geskrywe, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en wat op die aarde is, die sigbare en die onsigbare. Het sy trone of heerskapye of owerhede of magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Alles, selfs reuse wesens soos Leviathan, is onder Christus se gesag. So wat het ons in hierdie 3 dae geleer? Uit die skepping, God is die maker en die hersteller. Uit Satan se val, trots lei elke keer tot 'n val, maar Christus se nederigheid lei tot oorwinning. En vandag uit die dinosourusse. Selfs die grootste wesens, die behemoths, die Leviathans en die tannins, is onder Christus se gesag. Alles wys na een waarheid. Jesus Christus is Here. Van die skepping, van die geskiedenis en van jou lewe. Kom ons bid saam. Here Jesus, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. U het alles geskep en in U hou alles saam. Ek gee my reuse en my vrese en my sondes aan U oor, Here. Wees my skepper, my verlosser en my koning. Ons vra dit als in Jesus naam. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Maar moenie vergeet nie, Jesus is die lig wat red. Hy is die een wat groter is as chaos, sterker as jou reuse en getrouer as jou vrees. Leef vandag so dat ander hom in jou kan sien, in jou woorde, jou keuse, jou liefde en jou lewe. Ek hoop jy het 'n geseënde Sondag.